Baie welkom. My naam is Lot. Ek bly in 'n grot. Ek was eers skatryk, maar nou is ek brandarm. Dit is 'n verskriklike gemors. Daai twee kleintjies, chunk van die môre tot die aand. Een se naam is Ammon en die ander is Moab. Ek kan nie vir julle vertel hoe daai kinders in die wêreld gekom het nie. Maar ek gee net eers 'n skets van my lewe, sodat julle kan weet hoekom sit ek nou in armoede. Ons het almal in Ur van die Galdeërs gebly. Dit is nou my pa Tera en my oom Abraham. My pa se naam was Haran, hy is toe later dood. En die ander oom se naam is Nahor. Nou, ons het God gedien en ons het die maangod ook aanbid by Ur. Maar my oom Abraham het reguit pad geloop. Hy het nooit met daai trappies opgestap met die sigaroet om die maan te gaan aanbid nie. En die Here het met hom gepraat. En ons het hom geglo. En toe trek ons almal na die stad Haran toe. Ver daar vandaan. So met die Eufrat en die Tigris op beweeg tot heel bo. Ons het 'n ruk daar gebly en toe gaan oupa Tera dood. En by die begrafnis het die Here met oom Abraham gepraat. En vir hom gesê, jy moet trek. Ek wil 'n groot nasie van jou maak. Jy moet trek. Trek na Kanaan toe. En oom Abraham het gesê, wie wil saam met my kom? En ek het gesê, oom Abraham, ek kom saam. Want ek het gevoel, hy's 'n godsman. Wel, dit was nou 'n verskriklike, interessante reis saam met oom Abraham. Ons is Egipte toe, daar toe oom Abraham vir die koning gejok. Vir koning Sesostris die derde, sy naam is ook Senesru die derde. Hy het gesê, Tannie Sarah is sy suster. Sy beland toe in 'n harem. Wat 'n gemors. Oom Abraham het so sleg gevoel agter hy aan mekaar gebid. Uiteindelik is Tannie Sarah uit die harem uit. Daai koning het ons oorlaai met slavinne. Een van die tannie se name was Hagar. Slavinne, slawe, kamele, alles. Ons was katryk. Oom Abraham het toe by 'n plek met die naam van Bethel het hy 'n altaar gaan bou. Hy het voorheen daai altaar gebou. En om verskoning weer 'n keer vir die Here gevra dat hy gelieg het. En toe het ons 'n ander krisis. Die herders sukkel om daai klomp skape en bokke uitmekaar uit te hou en daar was korte konflik. Toe sê oom Abraham vir my kind, ons kan nie so leef nie. Ek dink ons moet maar van mekaar skei, maar jy kan eers kies waar jy wil bly. Wel, ek het al gekyk hoe lyk dit daar by die pragtige vallei, by die Jordaanvallei. Dit lyk soos die tuin van Eden. Ek sê toe vir die oom, ek gaan maar soontoe trek. Dit was die grootste fout wat ek van my lewe gemaak het. Ek het eers later uitgevind. My tente het ek al nader aan Sodom opgeslaan, want die tannie wou gekoop het by die dorp en so aan. En uiteindelik, toe ons weer kan kry, is ons binne in daai stad. Maar hoorie, die misdaadsyfer was so hoog. Dit was iets vreesliks. Maar die gemors is, mense raak dit gewoond. En op 'n keer, toe kom Kedorlaomer van Elam, met 'n paar ander vegsmanne, groot manne. En hulle ontvoer ons, verower Sodom, hulle vervoer ons is boontoe op na 'n plek met die naam van Dan. Ek het gedag is klaar, ek het vir my vrou gesê, hoorie my skat, ons het die grootste fout van ons lewe gemaak. As ons ooit hier uitkom, moet ons asseblief tog nie weer in Sodom gaan bly nie. Maar mens maak beloftes en vergeet jy daarvan. Uiteindelik, daai nag, Kedorlaomer hulle pap dronk gedrink, en toe ons weer sien, toe kom oom Abraham met 'n paar Amoriete, vegsmanne en konings daar aan, en hy verjaag en hy verslaan vir Kedorlaomer, en hy vat ons tot in die Kidronvallei, en daar het ons 'n koning ontmoet, koning Melchisedek, hy is 'n koningpriester, en daar het ek iets moois van oom Abraham geleer. Hy het 'n tiende van die buit vir die priester gegee. En toe kom die koning van Sodom en sê, hoorie so Abraham, jy kan die hele buit vat, gee net my gevangenes terug. En daar het oom Abraham weer 'n mooi ding gesê. Hy het gesê, nie 'n skoenriem nie, want as dit met verlossing te doen het, dan vra jy nie geld nie.
God vra ook nie geld as hy ons verlos nie. Ons is terug na Sodom toe, my vrou het aangehou. Sy was die een wat ook gesê het, skei van oom Abraham, want sy was nie godsdienstig nie, sy was baie wêrelds. En toe gebeur dit, en hier kom die hartseer verhaal. Ek het toe met die invloed van oom Abraham, wat die mense van Sodom kom verlos het ek 'n regter geword, ek was 'n landros, en ek het altyd in die poort gesit, en een middag laat, kom daar 2 vreemdelinge aan. En soos ons gewoond is, het ek gesê, menere, ek sal julle graag in ons huis wil inneem vir die aand. Hulle sê, nee, ons slaap sommer by die plein. Ek sê, o nee, hierdie plek is goddeloos. Kom na ons huis toe. Ons was skaars in die huis. Toe is daar geklop aan die voordeur. Ou mense, jong mense. Hulle sê vir my, Lot, bring daai 2 besoekers uit, ons wil hulle sodomeer. Ek het so skaam gekry. Ek sê, asseblief manne, hoor jy, en daar ontstaan toe 'n gesprek tussen ons. Hulle sê vir ons, man, pas op vir jou. Ons gaan jou erger sodomeer as jou 2 gaste. En op daai stadium, toe kom daai 2 manne uit, die vreemdelinge, hulle ruk my in die huis. Hulle vertel my die storie. Hulle sê vir my, Lot, ons gaan Sodom verwoes. Môre gaan hy met vuur en swaal verdwyn. En hulle sê vir my, gaan sê vir jou kinders, hulle moet vlug. Wel, ek is na my kinders toe, seuns en dogters, hulle was almal getroud. Hulle het gedink, pa is seniel. Hulle het my uitgelag. Ek is terug huis toe, ek het vir die 2 manne daar gesê, toe besef ek, dis engele hierdie. Hulle wil nie uitkom nie. Toe die son uitkom daai oggend, toe het my vrou nog daar gestaan en hom en haar. En ek het ook gedink, ag, ek kan nie hier sommer alles opgee wat ek in 'n leeftyd opgebou het nie. En ek praat met die engele, ek sê, kan ons nie nog so rukkie hier wag nie. En wat hulle toe doen, die een engel gryp my vrou en my aan ons hand. Hulle sleep ons daar uit die huis uit, en die ander engel vat die 2 dogters, en daar gaat hulle. Ons is daar teen die Bulthuis, dit is 'n vreeslike groot berg. En iewers teen die berg op, toe sê ek vir die engel, asseblief, hierdie plek is te ver, kan ons by daai klein dorpie Soar vir 'n rukkie gaan bly. En toe kom God self by ons aan. Ek was verbaas. En hy sê, maak gou, maak gou, maak gou. Moenie omkyk nie. En toe gebeur 'n tragiese iets. My vrou was rebels. Sy het die heel pad geklater by ons opklim. My kinders, al ons skatte is weg. Ek kan dit miskien net so los nie, my man. En weet julle, sy draai om. En sy kyk na Sodom. Want haar lyf was teen die berg, maar haar hart was in Sodom. En toe verander sy in 'n soutpilaar. Dit was iets vreesliks, maar daar was nie tyd om langer by haar te staan nie. Ons vlug toe na Soar toe. En 'n rukkie later, ons verder vlug na 'n grot toe, want Soar is ook met vuur verbrand. Mense, ek sit met niks. Miskien is daar iets wat julle uit my lewe kan leer. Maak God belangriker as goeders. Gehoorsaamheid aan hom is die allerbelangrikste. Julle kinders, moenie hulle in 'n Sodom groot maak nie. Maak hulle op 'n plek groot waar daar min misdaad is. Ek het al my kinders verloor. Hierdie 2 dogters wat ek saamgebring het, is goddeloos. Ek het my gesin verloor. Moenie laat dit met jou gebeur nie. Maar ek wil ook net vir jou sê, God is baie genadig. Ek het vir hom gesê, ek is so jammer vir alles wat gebeur het. En hy het my vergewe. Soos jy 'n fout gemaak het. My liewe vriend, hy sal jou vergewe.
Baie dankie dat jy na die aanbieding gekyk het, ons waardeer dit. Klik hier om in te teken op ons kanaal. Dan kan jy op die klokkie klik en kennisgewing kry van toekomstige gebeurtenisse. En klik hier om na die volgende aanbieding te kyk. Ek wil julle baie graag weer sien. Totsiens.